Maar van my kant af baie welkom by die diens vanoggend en ook van my kant af, daar's nou baie lekker geskenke uitgedeel. Ons het 'n nuwe mamma wat net hier voor my sit. Baie geluk vir julle en mag die Here julle ook seën in hierdie opwindende tyd. Maar baie geluk aan elke mamma wat hier is. Van my kant af ook. Ons is so dankbaar vir alles wat julle in ons lewens doen. Mans, nudge, né? En ons is dankbaar. En vanoggend wil ek graag die volgende kom doen. Ek wil soos almal ken Spreuke 31, maar wat ek graag wil hê is dat mamas, julle moet weet, julle is hier en ons kan sien, is ons so deur ons gemeente beweeg, dat daar kinders is wat julle prys. Ons kan dit sien in die interaksie wat daar is, maar dan wil ek graag met die mans praat. My gebed is dat as jy vanoggend hier sit en jy het 'n vrou, dat jy haar sal bewonder. Maar nie net op Moedersdag nie. Dit moet 'n elke liewe dag ding wees, sodat jy soos wat ek vanoggend hier van hierdie verhoog af kan getuig van my vrou en sê, my vrou, daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. En mag dit binne in jou hart wees vanoggend, as jy langs jou vrou sit, of dalk is sy buite besig, maar julle regtig waar, ons wil vir julle kom eer, ons wil vir die Here dankie sê, en ons prys julle, en nou sê julle, maar hoekom kan jy ons vrouens prys? Nee, want die woord sê vir ons prys julle hoekom? Want julle dien die Here. En daarvoor is ons dankbaar. So mans, as jy nou daar langs jou vrou sit, né? Ek weet van ons het issues met PDA. Right? Public displays of affection. Maar wil jy nie net na jou vrou toe draai en vir haar sê, my liefie, dankie vir wat jy vir my en die kinders en almal doen. En gee vir haar 'n soentjie. Dankie my boekie. Love you. Laat ek het my vrou afgegee van die klavier vandag. Karen, dankie dat jy weer invul. Ons is so dankbaar dat daar soveel mense is wat betrokke kan wees. Nou vir die mans wat nie getroud is nie, oppas vir Spreuke 31. Moet nou nie die konteks van Spreuke 31 verkeerd verstaan nie, want Spreuke 31 vers 3 sê, moenie jou krag op vrouens vermos nie, moenie jou lewe verspil met hulle nie. Hulle bring tot konings tot 'n val. So asseblief, jy moet net hierdie hele hoofstuk in konteks neem en mooi dink, want hierdie ene kan jou ook in die moeilikheid laat beland. Vir almal wat volgende vir die eerste keer is, ons wil vir julle ook baie welkom heers. En julle, ons is tans besig met die reeks 'n mekaar gemeente, en vandag het ek die voorreg om deel 3 met julle te kan deel, leer en onderrig mekaar. Nou julle, meeste van ons wat volgende hierso sit, sy eerste onderwyser of onderwyseres in ons lewens, was ons ma's of ons pa's. Jy sien, hulle het vir ons geleer asseblief en dankie sê. Hulle het vir ons geleer hoe om te praat. En baie keer pappa, as jy by die werk is, al wat mamma doen is sê, mamma. Nee, dis nie rarig, julle is oulik. Right? Maar hulle het nog meer as dit gedoen. My ma en my pa het vir ons geleer om stil te sit in die kerk. En dan julle het mammas iets ongeloofliks gedoen. Hulle het vir ons kom leer hoe om verwagting te kweek. En afwagting met die woorde, wag tot jou pa by die huis kom. Ongelooflik, né? En sien, soos wat ek oor hierdie boodskap bid, en ek vra vir die Here om my te help, om volgens die woord vir jou te kom wys, om sy hart vir jou te kom wys oor leer en onderrig, besef ek dat baie van ons, soos wat ons ouer raak, ons hou daarvan om ander te leer. Dis ons lekker om ander te kan leer en te kan wysheid deel met hulle. Maar dan is daar moontlik van ons, wat partykeer sukkel daarmee om geleer te word. Nou sê jy vir my, nee, dis nie so nie. Dit, nie ek nie. Okay. Wie van julle het al gehoor, hoorie, dink jy nie die kolle is bietjie warm vir hy vleis nie? Jy moet hom so bietjie hoor lig. Of dalk, hoorie, steikbraai nou lekker op 'n lae koeltjie. Of dalk het jy al gesê, jy moet jou kos bietjie sout gee. Of, weet jy wat, jy moet leer, kan ek jou help leer hoe om te parkeer? Right? Moet ons wys hoe ons in trierad sit, nou onthou gelukkig glad nie ek nie. Right? Dis net voorbeelde, né? Maar hier is hierdie ongelooflike ding, as leer so interessant is, dan het hierdie vraag by my opgekom, en as ons kan vat wat die Oxford Dictionary sê, it's the acquisition of knowledge or skills through what? It's through study and experience or being taught. Dis wat leer eintlik is. Maar dan ontstaan die vraag, hoekom sukkel so baie van ons volwassenes vandag daarmee? En hoekom sukkel so baie van ons in die kerk daarmee? Want sien,
Ek was een keer net na COVID in 'n groot winkelsentrum en ek het daar mense ontmoet en ons praat so oor die kerk en praat oor my swattings en die persoon sê vir my, nee, maar dit was nou lekker by die huis, hulle gaan nie weer terugkom kerk toe nie, want eerstens, dis nie nodig nie, en tweedens, wat gaan die predikante in hierdie gemeente vir hom kan leer, want ons is jonger as hy, en hy het die Heilige Gees in die internet. En kom ek sê vir julle so, absoluut, ek stem saam met die Heilige Gees deel, want die Heilige Gees is daar om die woord binne in my hart en jou hart te kom verlig. Ek stem totaal en al daarmee saam. Maar wat daarvan as jy na die verkeerde goed luister? Wat daarvan as jy besig is om die verkeerde raad te volg? Wat doen ons dan? Dis okay, julle kan dit stop, nie worry nie, my alarm gaan ook nou en dan af. Almal check nou. Maar vriende, hier is eintlik verskriklik baie studies al gedoen, en jy kan baie van hulle gaan oplees op jou eie tyd. Daar's baie studies al gedoen oor hoekom dit vir volwassenes, veral volwassenes moeilik is om geleer te word. En hierdie verskyning staan bekend as die weerstand teen leer, en dit het 'n klomp komponente wat daarmee gepaard gaan. Daar's psigologiese, daar's emosionele faktore, sosiale faktore, en van daardie kan wees dat jy het 'n vrees vir mislukking. Of dalk het jy 'n lae selfbeeld. En dan is daar hierdie ene wat genoem is ego. Wie kan nou regtig vir my ietsie leer? Ek bedoel, né? Of dalk is dit identiteit. Jou identiteit is nog in die wêreld, so jy bepaal waaroor jy dink, wat jy dink en hoe jy leer oor wat die wêreld sê en nie wat die woord van God vir jou sê nie. En dan is hierdie ene gaan saam met ego, jy voel beledig. Ek bedoel, come on, ek is al 20 jaar in my veld. Wat wil 'n tweede jaar vir my kom leer oor klas gee? Ek bedoel regtig, of jy's 'n direkteur, nou wil die hoofdirekteur, want ons mos altyd 'n direkteur bo die direkteur, né? So nou sê hy vir nee, jy moet nou op hierdie opleiding gaan. So nou kom daai voel van belediging, ek is mos nou goed genoeg, hoekom moet ek dit doen? Maar vriende, ek wil vanoggend nie kom kyk wat die wêreld sê nie. Ek wil nie kom kyk wat die wêreld sê oor hoe ek en jy as gelowiges binne in hierdie gemeenskap moet leer nie. Maar wat ek eerder wil doen, vriende, is ek wil kom kyk hier na die woord van God. Wat sê die woord van God? Hoe moet ek en jy mekaar leer en onderrig? En dis wat vir my saak maak. So, kom ons staan saam. As jy jou Bybel by jou het, kom ons staan en dan verklaar ek en jy die volgende saam oor die woord waarna ons glo. Kom ons sê saam, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek en met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Vriende, jy kan in jou Bybel blaai na Kolossense 3 vers 12 tot 13 en 16, skies tog, en terwyl jy dit wil ek graag almal wat aanlyn ingeskakel is ook welkom hier. Dis vir ons altyd lekker. Julle kan sien Andrew het vanoggend sommer lekker vroeg begin gesels en ek en Johan en Chris, ons kom bietjie gaan saam gesels. So baie welkom. Dis vir ons lekker om die woord vanoggend saam met julle ook. Waar ook al jy vanaf ingeskakel is te kan deel. Laat weet vir ons waar vanaf jy inskakel, gesels lekker saam. Daar is mense daar agter en mag die Here julle ook seën vanoggend. Vriende, kom ons lees saam. Kom ons lees saam uit Kolossense 3 vers 12 tot 16. Daar staan geskryf in die Here se woord: julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewens, goedgesind, nederig, sagmoedig, maar en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Onthou daai stukkie. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Dan gaan dit verder. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. En net voordat ek oorgaan vers 16 toe, vriende, wil ek net vinnig stil staan. Want sien wat hierdie eerste deel van die hoofstuk vir my en vir jou kom sê, is dit kom praat daaroor. Paulus praat met die Kolossense kerk. Hy sê, weet julle wat, ons moet saam met Christus uit die dood uit opgewek word. Ons moet ons ou lewens, hy praat met die Romeinse kerk ook daaroor, ons moet ons ou lewe kom aflê, en wat hy sê in vers 5 is, ons moet die aardse dinge wat my en jou weerhou van die Here Jesus kom doodmaak.
Nou wat is daardie goed waarvan hy praat? Hy sê wel, dis onsedelikheid. Hy sê dit is welis en slegte begeertes wat daar moontlik in jou hart is. Vuil taal wat nog opkom. Of dalk is dit woede en dalk is dit haat. En wat hy dan vir my en jou sê is, weet jy, ek en jy moet met Jesus gekleef wees. Ons is 'n nuwe mens in Christus. En dan sê die volgende in vers 16. Hy sê die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En vriende, in 'n wêreld waarin ek en jy nou leef wat baie keer individualisme vier, kom Paulus in hierdie hoofstuk en in hierdie paar vers en hy sê vir ons, weet julle wat? Jy hoef nie te bekommer nie, want die Christelike lewe, vriende, is nie 'n solo reis nie. Die kerk, vriende, soos wat ek en jy dit ken, ons is 'n liggaam. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges en elkeen, soos wat ons daai vers gelees het, elkeen van ons het 'n sleutelverantwoordelikheid binne in hierdie gemeenskap. En daardie verantwoordelikheid, vriende, is om mekaar te leer en onderrig. En ek wil graag vandag gebruik maak, vriende, om 4 noodsaaklikhede en 4 noodsaaklike waarhede hoe ek en jy mekaar moet leer en vermaan met julle te kom deel, skies tog, uit die woord van God uit. So vriende, is jy reg daarvoor? Is julle reg daarvoor? Okay, daar's hy. Right, the second time worked. Ag, is lekker om julle hier te hê. Ek weet dit is baie vroeg. So vriende, waarheid nommer 1. Waarheid nommer 1 is die fondasie waarop ek en jy moet staan. Hoe moet ons mekaar leer en vermaan? As jy iets het om te skryf, ek weet daar's 'n paar raamwerke. Dankie Clichelle dat jy dit vir ons uitgesorteer het. Laat die woord van Christus in julle woon. Laat die woord van Christus in julle woon. Dit is die fondasie, vriende. Kolossense 3 vers 16a sê vir my en vir jou, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Jy sien, vriende, voordat ek en jy enige iemand kan leer en vermaan, is dit belangrik dat jy moet weet dat Christus binne in my en jou moet woon. Dit is die fondasie, vriende, van Christelike lering. Dis die fondasie van Christelike vermaaning waar ons nou gaan praat. In Engels is hierdie woord baie mooi. It's to dwell. Die Engels sê, let the message of Christ dwell among you. Nou, jy ken dalk die woord dwell. Ons het 'n dwelling. En 'n dwelling, weet iemand wat 'n dwelling is? So huis, nee. Maar in die Grieks is daar die woord enoikeo. Enoikeo is die woord in Grieks. En dit beteken eintlik maar net, it is to dwell in you, and then it influences you. So dit leef nie net binne in jou nie, dit het 'n uitwerking soos wat dit binne in jou leef. To inhabit you, right? To live in you and to influence, weer eens, you. Dit is wat daardie woord, om die woord in my te hê, beteken dit, vriende, dat my hele lewe, my wese, my hart, my gedagtes, totaal en al deurdrenk moet wees met die woord van God. Nou kom ek bring dit bietjie nader in die huis. Dalk het jy al in 'n huis ingestap en baie mense, ons het goed waarvan ons in ons huishouding hou. So jy gaan baie van sekere goed in ons huis sien, sportgoeders en musiekgoed en alles. Daar's kies een en is daar. Right? Maar party mense hou van trinkets. So jy sal dalk 'n eentjie hê of party mense hou van hasies en dan stap jy in die badkamer in en dan is die toilet oorgetrek met 'n eentjie jassie en die maatjie is eentjie voetjies en die toilethouer is 'n eentjie mondjie. Jy trek lekker papier en dan stap jy uit en die badkamer die gang het eentjies en die bedlampie is 'n eentjie. Jy vang dit, né? Right, so wat hy hier vir my en jou sê is, vriende, alles van ons, die hele Kenneth Woodward moet deurdrenk wees met die woord van God. Nie net sekere dele daarvan nie. En vriende, want as dit so is, dan gaan ek en jy kan maak soos wat Charles Spurgeon met John Bunyan gedoen het. John Bunyan was 'n 17 eeuse prediker, maar hy was ook 'n skrywer. En luister gou wat Charles Spurgeon van hom gesê het. Hy het gesê, you know what? Prick him anywhere. His blood is bubbling. The very essence of the Bible flows from him. He cannot speak without quoting a text, for his soul is full of the word of God.
Vriende, mag ons 'n gemeente wees. Mag ons 'n gemeente wees met al ons foute, waar as ek na jou toe stap, dan kan ek na jou toe kom, ek gaan nie regtig, moenie worry. En ek kan jou steek met 'n speld en jy bloei letterlik die woord van God. Dus ek weet, dit klink erg, maar jy verstaan wat ek probeer verduidelik, né? Vriende, mag ek en jy deel wees van 'n gemeente, mag ons deel wees van 'n mekaar gemeente wat die Bybel hoog ag. En dat dit nie net 'n reëlboek is, of 'n gids, of 'n morele kode, soos party mense van ons woord sê nie. Maar dit is meer as dit is 'n boodskap oor Christus, maar dit is ook 'n boodskap van Christus. En dis wat dit anders maak. Vriende, die woord van God moet binne in my en jou woon. Hoekom? Dis baie maklik. Want 'n oppervlakkige verhouding, vriende, met die skrif, gaan lei tot 'n oppervlakkige bediening aan ander. Jy sien, as jy nie dit snap nie, vriende, dis hoekom dit my en jou verantwoordelikheid is om tyd in die woord van God te maak. Want anders gaan hierdie goed kom. Verskonings. Anders gaan ek en jy verskonings maak elke dag. Nou, ek gaan nie vir jou sê om jou foon uit te haal en hier te kom neersit dat ek gou jou screen time kan check die weekie. Ons gaan nie dit doen nie, want ek wil jou nie in iets boelie nie en ek wil jou ook nie laat sleg voel daaroor nie. Maar vriende, as ons nie gaan tyd maak vir die woord van God nie, gaan ons sulke gedigte begin skryf. The TV set is my shepherd, or the phone, the computer, my spiritual growth shall want, it maketh me sit down and do nothing for his name's sake, because it requireth all of my spare time. It keepeth me from doing my duty as a Christian, because it presenteth so many good shows that I must see. En so gaan hierdie skrywer aan. Hy sê hier, it's my closest companion because the pictures and sounds comfort me. It presenteth me with entertainment before me and keepeth me from doing important things with my family. It fills my head with ideas which differ from those than from the word of God. Surely no good thing will come of my life because my television offereth me no good time to do the will of God. Thus I will dwell crownless in the house of the Lord forever. Vriende, mag ons nie mekaar gemeente wees wat in daai stryk val nie. Want sien, hier's die kruks, vriende, as my en jou fondasie reg is, as my en jou fondasie in die woord van God is, dan gee hy vir my en jou die verantwoordelikheid om ander te leer en ander te vermaan. Jy sien, want dan is ek besig om nie myself op die troon in my lewe te sit nie. En dan gaan ek net na Jesus toe as ek hom nodig het, of as ek iets van hom soek. Maar as Jesus se woord op die troon in my en jou lewe sit, as hy daar is en nie ek nie, jy sien, dan begin ons interaksies met mense hê uit liefde uit. En as ons dan uit liefde uit met mense praat, dan sien jy hoe genadig raak ons. Want my en jou voorbeeld lê nommer 1 in die woord. Dit vloei uit die woord uit, maar ook uit Jesus se wyse wat hy vir ons gewys het, hoe om dankbaar te wees, maar ook hoe om diensbaar te wees. So vriende, ek hoop jy verstaan punt nommer 1, die woord van God moet in my en in jou leef. En dan bid ek dat op Psalm 119 waar sal wees vir elkeen van ons wat sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. So vriende, waarheid nommer 1, hoe moet ek en jy mekaar leer en vermaan, as ek en jy, die skrif sê vir ons het 'n fondasie, laat die woord van Christus in julle woon. Die volgende een, vriende, is waarheid nommer 2, is die verantwoordelikheid. Die verantwoordelikheid word vir my en jou gegee, leer en vermaan mekaar in wysheid. Leer en vermaan mekaar in wysheid. Kolossense 3:16b, jy sal sien ek gebruik vandag net een teksvers uit daai hele hoofstuk wat ons gelees het. Leer en onderrig mekaar, let wel mekaar, met alle wysheid. Jy sien, voordat ek en jy, vriende, mekaar kan leer, moet ek en jy besef. Daardie vers sê nie, word geleer deur die predikant nie, en word net slegs geleer deur hierdie 4 mense op die skerm nie. Ons is dankbaar, maar dis nie net my werk nie. Dis nie net Dominee Johan en die 2 Dominee Christus se werk om vir julle te leer en vermaan nie. Vriende, hierdie opdrag in die skrif is 'n wederkerige opdrag. Dis vir elke gelowige, want Efesiërs sê vir my en vir jou, live a life worthy of the calling that you have received. En wat is my en jou roeping?
My en jou roeping is om die Here Jesus se boodskap te verkondig. En vriende, daarom is dit vir my en jou moontlik om ander te leer en vermaan. Wanneer die woord nie in my woon nie, vriende, dan gaan dit vir my baie moeilik wees om mense te leer en vermaan, want ek gaan hulle net vanaf die wal tot in die sloot help. Maar wanneer die woord in my woon, vriende, dan is ek op 'n plek, op 'n fondasie waar ek mense die Bybelse waarhede kan gee. En hy kan dit gebruik om ander te leer en vermaan. En vriende, dis hoekom Kolossense 3 verse 16b in die 53 vertaling vir my so mooi is. Want die 83 sê leer en onderrig mekaar, maar dis baie soortgelyk, want onderrig beteken ook dat ons mekaar moet vermaan. En vermaaning is 'n bietjie anders as onderrig, want sien, vermaaning is om iemand te waarsku. Beteken ek en jy moet hulle waarsku teen iets, of ons moet hulle sagkens reghelp. Nou, waaroor gaan hierdie leer dan? Want ek sê vir jou, die woord sê ek moet jou leer, en ek wens ons het tyd gehad, ek wens ons het nog 'n uur gehad. Maar ons het nou nie, so ek kan nie nou te diep daarin gaan nie, want die Bybel is deurdrenk met hierdie idees, maar hier sit 'n paar. Ons moet vir mense leer van die leerstellings van die woord. Ek en jy moet kan opstaan en die Here Jesus, sy woord en sy boodskap, ons moet dit kan verdedig. Ons moet mekaar korrigerende opdragte kan gee, in liefde natuurlik, en dit gaan oor vermaaning. Ons moet praktiese onderrig vir mekaar kan gee. Weet jy wat, hierdie is wat die skrif sê, hier is hoe ek en jy as 'n gelowige behoort om te leef. Ons word geken aan Christus, en die vrug daarvan, nie aan die wêreld nie. Dan is daar bemoedigende lering, vriende, ek en jy moet mekaar kan aanmoedig, kan kom sê die skrif uit, weet jy wat, die Here sal by jou wees, as jy nie 'n lekker tyd het nie. En dan is daar privaat onderrig, mentorskap, wat ons in die woord van God ook sien. Maar wat hierdie verskillende leerstellings vir my en jou gee, maar ook al hierdie leer vir my sê is, vriende, God gebruik ons almal. Hy gebruik elkeen van ons op verskillende maniere om mense te leer en vermaan. Of jy nou 'n mamma of 'n pappa is in jou huis, of jy by die werk is, of jy nou 'n dokter is by die hospitaal, of jy 'n selleier is wat besig is om die woord van God met ander te deel, hy gebruik elkeen van ons. Maar vriende, dan doen hy iets ongelooflik, hy gee vir my en vir jou die woord. 2 Timoteus sê, die hele skrif is deur God geïnspireer. Johan het dit in 'n ander week weer genoem, Theopnestos, né? So uitgeasem deur God. En het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Hoekom? Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei sal wees vir elke goeie werk. Hoe ongelooflik, die Here gee vir ons sy woord om mekaar te leer en te vermaan, maar hy los ons nie net daar nie. Die woord sê vir ons, hy gee vir my en vir jou 'n helper. En wie is daar die helper, vriende? Die Heilige Gees. Vriende, ek en jy die Heilige Gees nodig as ons ander mense wil leer en vermaan. Hoekom? Hier is die rede. Want die Heilige Gees, vriende, is die change agent. As jy in 'n besigheidswêreld, dan hoor jy baie daai woord change agent. Die Here en die Heilige Gees is die change agent wat goddelike verandering binne in my en binne in jou hart bring. Maar die woord, vriende, die woord is die instrument wat gebruik word. Vriende, die Heilige Gees kom en hy verlig, ek gaan nie sê skies tog nie, die Engelse woord is it illuminates the word, so mooi. Die Heilige Gees verlig die woord in jou hart, maar die woord onderrig jou hart. En ek hoop jy snap daardie punt, vriende, want dit is vir my baie belangrik dat jy dit weet. En dis nie ek wat dit sê nie, ons het nou gelees in Kolossense 3, dit sê, leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofsange en so gaan hy aan. Maar Paulus praat ook met die Efesiërs en hy sê vir hulle, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Selfde idee waar hy met hulle oor praat, hoe ons moet leef. En dan sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met die hele hart. Hoekom? Tot eer van die Here. Selfde gedagte wat Paulus soos hier kom sê, maar wat hy wil vasmaak in my en jou hart is dat die Gees, vriende, en die woord nie apart gebruik kan word nie. Hulle werk altyd saam. Hulle kan nie geskei word nie, vriende.
En dan wanneer die woord in my woon en wanneer die Heilige Gees saam met my werk, dan kan ek en jy mense leer, dan kan ons mense vermaan. Hoekom? Want ons gaan dit nie uit ons eie trots uit doen nie. En ons gaan dit nie op 'n oorheersende manier kom doen nie. Ek sê vir jou, Johan, nee, slaan jy met die Bybel. Nee. Dit is nie dan hoe my en jou hart lyk nie. So vriende, leer en vermaan gaan oor meer as dit. Dit gaan oor wysheid ook. Sien, dit gaan oor wysheid. En hierdie wysheid waaroor die woord hiervan praat, vriende, is nie my en jou eie opinies nie. Dis nie ons gedagtes nie. Dis nie ons voorkeure nie. Dis my lekker as jy absolute organiese gekweekte groente eet. Dis great. Maar dit beteken nie ons almal moet dit eet nie. As jy dit eet, is dit fyn. Jy weet nou net hoe ek oor groente voel. Maar dis okay. Wysheid, vriende, waarvan Paulus hier praat. Wysheid vloei uit God se woord en uit Jesus se voorbeeld, soos wat ek vroeër gesê het. So vriende, hoe moet ons mekaar leer en vermaan? Waarheid nommer 1 was die fondasie, en dit is laat die woord van Christus in julle woon. Die tweede deel van daardie vers gee vir ons die verantwoordelikheid, leer en vermaan mekaar in wysheid. En dan gee die derde deel van hierdie vers vir my en jou die metode. Die vers sê vir my en vir jou hoe ons dit moet doen. En hy sê vir ons, doen dit deur aanbidding. Nou vriende, oor 3 weke van vandag af, het ek weer die voorreg om die woord te bring, en daardie dag gaan ons gesels oor 'n mekaar gemeente sing onder mekaar. Hold your horses, kan nie wag hê. Hierdie is net 'n voorsmaakie vir daardie preek. Maar vriende, wat ek wel wil hê, jy moet kom vasmaak in jou hart, en wat ek graag vanoggend vir jou wil herinner is as ek en jy die woord van God in ons harte het, dan kan ons nie help, maar om te kook vir die Here nie. Kook jou ketel nog vanoggend, vriende? Yes, amen. Johan het gesê, hy gaan vir ons daardie stuur, en hy het vir ons op 'n community groep gesit. Kook jou ketel nog. Want as die Here in jou kom woon, en jy weet presies waar jy was, toe die Here jou kom red het, toe jy uit die donkerte uitgeruk het en in die lig geplaas het. Jy onthou daardie oomblik, en dan kan ek en jy nie help as ons hier instap nie, as om ons hande in die lig te sit en te sê, prys die Here vir wie en wat hy is. En dan maak ek en jy vandag net soos wat hulle in die Ou Testament gedoen het, en ons sing lofliedere, ons gooi ons hande op, sing geestelike liedere uit dankbaarheid vir wat die Here vir my en vir jou gedoen het. En vriende, ek wil vanoggend vir jou kom herinner. Sien julle hoe gaan my foon nou af? Snaaks is dit. Silent mode. Ek wil vir jou herinner. Ja, ek het die voorreg om elke week of meeste weke hier die sang te kan lei. Maar die melodie wat uit jou mond uitkom, is nie vir God belangrik nie. Wat vir God belangrik is die woorde wat uit jou hart uitkom. Jy sien, God ken die postuur van jou hart as jy hier staan en sy naam loof en prys. Sy hart is vir jou belangrik. En die woorde wat daar uitspruit is vir hom belangrik. En dis hoekom in hierdie gemeente is die woorde wat ons sing vir ons belangrik. Want ons kan sê, omdat ons kan getuig, hoe groot is ons God. En vriende, dalk ervaar van julle wat vanoggend hier sit, as hierdie boodskap is 'n swaar een. Dalk ervaar jy vanoggend hierdie boodskap as 'n swaar een, maar hierso is die ding van die woord en die gees saam. Is daar dieselfde swaar hart kan gestig word deur die liedere wat ons sing. Want die liedere, vriende, wat ons hier in die gemeente sing, is net 'n extension, dis 'n uitbreiding van die boodskap van God. En daarom is dit belangrik, vriende, dat jy vanoggend hier is. Dis belangrik dat jy vanoggend in 'n plaaslike gemeente ingeskakel is, want Hebreërs sê vir ons die volgende, sê, laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party mense se gewoonte is nie. Maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. So vriende, ek is dankbaar dat jy vanoggend hier is, dat jy inskakel, dat jy jou naam kom opsit en sê, ek wil betrokke wees. En dit bring my by die laaste waarheid, wat hierdie vers vir my en jou gee. Waarheid nommer 4, kom eindig Kolossense 3 vers 16, en dit sê vir ons, hoe my en jou gesindheid moet wees, as ons mense leer en vermaan. My en jou gesindheid moet wees een van dankbaarheid, vriende, en genade. My gesindheid moet wees met dankbaarheid en genade.
Elke interaksie, vriende, wat ek en jy met mense het, moet oorloop van dankbaarheid. Hoekom? Ek het dit nou net gesê, want jy weet wie jy was, ek weet wie ek was. Maar tog is die Here nog steeds genadig met elkeen van ons. En as ons dankbaar is, as ons genade vir mense het, dan gebeur daar iets. Dit maak my en jou sagter. Dit maak my en jou meer genadig. En dit kom herinner vir my en jou van 'n baie belangrike ding binne die evangelie. Dit herinner my en jou dat ons as 'n gemeente Christus gesentreerd moet wees en nie self gesentreerd nie. Kolossense 4 vers 6 sê, wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Ek wil vir jou iets vandag kom sê en verskoon my, gee my 'n oomblik om dit te verklaar, moenie geafronteerd voel nie, ek sê dit sommer voor die tyd. Jou vrug, vriende, gaan iets bepaal. Jy is die poster child, as ek die kultuur net gou vinnig hier kan inbring. Jy is die poster child vir die evangelie. Kyle, jy is die poster child. Christo, jy is die poster child. Oom Dolf, jy is die poster child vir die evangelie. Jou vrug, vriende, gaan of mense na Jesus toe trek, of dit gaan hulle wegstoot. En daarom sê Filippense, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoor ag as homself. Vriende, ek en jy moet die woord leer en vermaan uit nederigheid, want die eer kom altyd na die Here toe. Die eer kom nie na my toe nie, en ek het gesê, ek het jou voorberei, ek gaan ietsie sê, so hier kom dit nou. Die evangelie het my en jou nie nodig nie. Hou net vas en laat ek verklaar. Die evangelie het my en jou nie nodig nie. Hoekom? Want die woord van God sê vir my, dit maak nie saak wat ek en jy doen nie. Die Here se woord sal mee gedoen word wat hy mee gedoen wil hê daarmee moet geword, en dit is die volgende. Ek het vroeër gesê toe ek gebid het, dat die woord was in my hart. Maar hy antwoord toe Jesus instap en die Fariseërs sê, maak jou volgelinge stil. Toe sê as hulle stil bly, sal die klippe uitroep wie ek is. Daar was baie teologie binne in daai vers, dus nou tyd daarvoor nie, maar Jesaja 55 vers 11 sê, so sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigtig sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê, en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Vriende, met hierdie vers kan ek en jy weet, ek en jy kan net dankbaar wees, dat die Here vir my en vir jou die verantwoordelikheid gee, om mense in liefde te leer en om hulle te vermaan. Vriende, as jy in 'n situasie kom waar iemand nie luister nie. Johan doen in 101, hy noem dit in 201 en hy noem dit weer in 301 as jy dit al gedoen het. Ons is vanaand weer met 'n groepie hierso. Noem my hierdie gedagte van, gooi jy petrol of gooi jy water? So wat is dit wat jy doen as jy probeer iemand leer en vermaan en hulle wil nie luister nie? Dan bid ek dat die Here jou sal help om hulle in liefde, soos ons net al gesê het, sal hanteer. En as hulle nie wil hoor nie, gooi bietjie water. Die orkes, julle kan maar opkom. Ek wil graag afsluit met die volgende, vriende. Wat Paulus vir my en vir jou in hierdie hele teksvers kom sê is baie eenvoudig, vriende. Sy visie vir my en vir jou as 'n mekaar gemeente is nie dat ek en jy afgesonder moet wees nie. Dis nie wat hy vir my en vir jou wil hê nie. Hy wil hê as ek mekaar gemeente wat mekaar leer en onderrig moet ons dit doen, die woord moet ryklik eers in my en jou woon. Hy wil hê dat die gelowiges mekaar kan leer en vermaan. Hoe wil hy hê volgens hierdie vers dat ons dit in wysheid moet doen, deur aanbidding moet doen, maar ook in liefde. En dis hoekom ek jou graag vanoggend wil uitnooi. Ek wil jou uitnooi om saam met my die volgende vas te maak en toegewyd te wees in die volgende. Om onsself te verdiep in die woord. Ek wil hê ons moet 'n gemeente wees, Johan en die leierskap, dis iets waaroor ons bid, dat ons 'n gemeente sal wees wat onsself verdiep in die woord. Maar dat ons ook verantwoordelikheid sal neem vir die onderrig en die regstelling van ander. Dat ons aanbidding, vriende, in hierdie gemeente sal gebruik as 'n voertuig vir die waarheid se verkondiging.
en ook om dankbare harte in alle situasies te hê. En dis hoekom ek gesê ek gaan jou uitnooi. Vriende, ek wil hê as jy vir jouself sê, jy gaan jouself in 'n situasie plaas waar jy graag jou verhouding met die Here wil verdiep en jy wil in sy woord wil verdiep, dan wil ek jou nooi om op te staan saam met my. As jy 'n verantwoordelikheid in hierdie gemeente saam met my wil hê om ander te onderrig en reg te stel, wil ek jou ook nooi om saam met my op te staan. Maar dan vriende, as jy dankbaarheid in jou hart vanoggend het, wil ek jou ook nooi om op te staan en saam met my die Here se naam te loof en prys. Kom ons bid saam en dan gebruik ons van die geleentheid om sy naam te loof en prys. Here Jesus, ons wil dankie sê, Vader. Here, dankie dat U woord neergeskryf het, dat U skrywers deur die Heilige Gees gelei het om vir ons die boodskap te gee en om goeie stewards daarvan te wees, Here. Here, en ek bid vir elke persoon wat vanoggend hier staan of ingeskakel is aanlyn, Here. Ek bid dat U hulle sal toerus, Here, om eers hulle verhouding met U te kan verdiep, Here, sodat ons U kan wys in ons leer, sodat ons U kan wys in ons vermaaning, Here. En Here, dan kom bid ek ook vir ons as 'n gemeente, Here, dat ons alles wat ons doen in dankbaarheid sal doen. Elke persoon wat ons mee gesels, elke persoon wat by die werk is of waar ook al is, Here, dat ons Jesus sal skyn uit dankbaarheid vir wat U vir elkeen van ons doen. Here, dankie vir die groot liefde. Dankie vir die groot genade. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.